Vriende, baie dankie. Jy kan maar die plekke inneem. Nou, ons is die Here innig dankbaar vir elkeen van u wat vanmôre saam met ons is. Baie besondere geleentheid, wonderlike dag ook op ons jaarkalender, 'n dag waar ons die geboorte van ons Here Jesus Christus herdenk, en ek is die Here innig dankbaar vir elkeen van u wat saam met ons is. Nou, vanmôre is amper soos 'n troue. Jy weet mos hoe werk het, jy beplan alles, jy speel alles, jy luister na alles, en as jy hier kom, dan gebeur daar alles behalwe dit wat jy beplan en gespeel en reggemaak het, né? Maar ek is dankbaar dat u ook ons verdra in hierdie oorgangstydperk. Die groot gebed van my hart is dat die Here ons harte sal voorberei vir die waarheid van sy woord. Dis tog die hoogtepunt van ons erediens vanmôre is om te hoor wat het God gedoen toe hy vir ons in sy groot liefde sy seun gestuur het om aan die kruis te sterf sodat ons gered kan word. En baie keer sê mense vir my, luister, hierdie is nie Paasnaweek nie. Dan sê ek, maar as jy gaan kyk na die krib, dan sien jy dis in die skaduwee van die kruis. As Christus gekom het en hy's net gebore, dit vir ons niks beteken nie. Hy's gebore om te sterwe, om op te staan, om dan ook verlosser te kan wees. En mag u en ek in hierdie wonderlike feestydperk ook daaraan dink, en die Here opnuut dank dat ons nie soos hulle sonder hoop is nie, maar dat ons juist lewe met hulle, soos hulle wat 'n hoopvolle toekoms het, omdat ons weet dat ons Christus leef, en ons vir ewig saam met hom sal leef. Nou, daar is nie veel afkondigings nie, maar ek weet nou nie of Xavier Sondag hier gaan wees nie, so hy is vandag hier. So ek gaan dat hy opstaan, want hy verjaar Sondag. So ons wil net vir Xavier sê, baie geluk, mag die Here vir jou seën. Nou, sy pa sê nou die dag vir my, hy het so bietjie soos Dominee Gerard gepreek, hy hou van hierdie erediens en die waarheid wat hier verkondig word. Xavier, ons bid dat die Here vir jou 'n klein Samuel sal maak, 'n man wat sal wandel saam met die Here, en baie hartlik geluk, en sê vir jou pa, met jou dubbel bederf, Kersfees, en met jou verjaarsdag, en laat weet vir oom as dit nie so is nie, hoor, dat ons kan uitdeel, baie geluk. Nou, Louis is nie vanmôre hier nie, hy verjaar vandag, en dan ook Quentin Labeskagni, wat van tyd tot tyd by ons spreek, hulle verjaar ook vandag, maar in hulle afwesigheid sê ons vir hulle baie hartlik geluk. Nou vriende, ons gaan net so sit, dan gaan ons 'n gebed saam doen, en dan gaan ons nog 'n lied sing, en ons hoop dat alles sal goed afloop, maar kom ons word stil, dan vra ons dat die Here ons harte sal voorberei vir die waarheid van sy woord. Vader, baie dankie dat ons vanmôre by mekaar kan wees in die naam bo alle name, in die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Vader, baie dankie dat ons die geboorte van ons Here Jesus kan herdenk, die een wat nou hierdie aarde sou kom en wat 'n sondelose volmaakte lewe sou lei, om 'n eenmalige dood aan die kruis te sterf, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ag Here, ons dankie vir elkeen wat vanmôre hier saam met ons is, elkeen wat vanmôre inskakel. Ons bid dat u vir ons in besonder ryklik sal seën met die waarheid van u woord, dat dit vir elkeen 'n baie geseënde Christusfees sal wees, en waar ons tyd sal neem om te dink aan ons meester, ons Messias, ons koning, en die een wat gesê het, kyk, ek maak alles nuut. Vader, baie dankie dat ons vanmôre die waarheid van u woord in ons midde mag hê. Dankie dat ons vanmôre na die Kersgebeure kan kyk, en in besonder die fokus kan plaas op Christus, hierdie wonderlike saligmaker, hierdie wonderlike Immanuel, God met ons, ja, ons goeie herder, wat sy lewe kom aflê het vir die skape. Ons vra dat u verheerlik sal word, Here, en dat ons harte nou rustig sal raak, en dat ons fokus sal plaas op u, die Heilige van Israel. En ons bid dit, Here, in u wonderlike naam. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir die geskenk van God ons hemelse Vader, en ook van ons dierbare Here Jesus Christus, en dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Line in radio mode, Bluetooth mode. Is miskien iemand anders as 'n Bluetooth? Wat? Miskien het iemand hulle valstaande daar gesit, nou is dit die Bluetooth wat optel met die Bluetooth, né? Vriende, kom ons gaan staan en sing ons hierdie pragtige lied, Stille Nag, Heilige Nag, alles rus, eensaam wag. Kom ons sing hierdie pragtige lied, wanneer ons die nood kry.
Nou vriende, ek gaan u vra om die woord van die Here saam met my oop te maak, daar by Matteus, die eerste hoofstuk, en dan ook by Lukas, die tweede hoofstuk. Ons gaan 'n paar verse saam lees, en terwyl u blaai na hierdie onderskeie gedeeltes, wil ons ook net namens my en Ethel en Calvin vir u sê 'n baie geseënde Christusfees, en ons vertrou dat die Here vir u ook as gesinne nader sal trek na homself, en dat die wonderlike genade van hierdie tyd ook u deel sal wees. Nou, vanmôre gaan ek bietjie met u praat oor die gedagte Christus is ons saligmaker, hy is Immanuel, en hy is ons herder. Kom ons lees saam, Matteus 1, ons lees daar vanaf die 18de vers. Die geboorte van Jesus Christus was dan so, toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is hy swanger bevind uit die Heilige Gees. En Josef haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei. Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê: Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. En sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En dit het alles gebeur sodat die woord vervul sou word, wat die Here deur die profeet gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem, dit is, as dit vertaal word, God met ons. En toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het, en sy vrou by hom geneem, en hy het haar nie beken, totdat sy haar eersgebore seun gebaar het nie, en hy het hom Jesus genoem. Nou lees ons 'n klompie verse hier uit Lukas 2, en daardie dae het daar 'n bevel uitgegaan van keiser Augustus, dat die hele wêreld ingeskryf moes word. Hierdie eerste inskrywing het plaasgevind, toe Cyrenius gouverneur van Syrië was, en almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy eie stad. En Josef het ook opgegaan van Galilea, uit die stad Nasaret, na Judea, na die stad van Dawid, wat Bethlehem genoem sou word, omdat hy uit die huis en geslag van Dawid was, om hom te laat inskrywe, saam met Maria, die vrou aan wie hy verloof het, wat swanger was. En terwyl hulle daar was, is die dae vervul, dat sy moes baar. En sy het haar eersgebore seun gebaar, en hom toegedraai in doeke, en hom in die krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. En daar was herders in dieselfde landstreek, wat in die oopveld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. En met een staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn, en groot vrees het hulle oorweldig. En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker wat Christus die Here is. Dit is vir julle die teken, julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is, en wat in die krib lê. En skielik was daar saam met die engel 'n menigte van die hemelse leerskare wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemele, en vrede op aarde in die mense 'n welbehae. En toe die engele van hulle weggegaan het na die hemel, sê die herders vir mekaar: Laat ons dan na Bethlehem gaan en hierdie ding sien wat gebeur het, wat die Here aan ons bekend gemaak het. En hulle het met haas gegaan en Maria en Josef gevind, en die kindjie wat in die krib lê. En toe hulle dit gesien het, het hulle oral die woord bekend gemaak wat aan hulle van die kindjie vertel is. En almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat deur die herders aan hulle vertel is. Maar Maria het al hierdie woorde bewaar en in haar hart oordink. En die herders het teruggegaan en God verheerlik en geprys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, net soos aan hulle gesê is. Wonderlike gedeelte in God se woord, vriende, en u sal onthou ek het verlede jaar gepraat oor die lofsang van Maria, Maria wat alles in haar hart oordink het, en dan hierdie wonderlike lofgesang dan ook in die woord opgeteken is, wat sy dan ook geuiter het. Vanmôre gaan ons bietjie kyk, as teks van oordenking, na Lukas 2 vers 10 en 11. Daar staan in die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker, wat Christus die Here is. Ons tema vanmôre is dan Christus, ons saligmaker, Immanuel,
en herder. Christus, ons saligmaker, Immanuel en herder. Nou vriende, ons is vanmôre by mekaar, juis met die doel, om hierdie wonderlike viering van Christus se geboorte met u te deel. Nou ons weet daar is baie kontroversie oor die datum, die spesifieke datum waarop Christus gebore is, maar vir ons beweeg ons verby daardie kontroversie, al die gedagtes rondom dit, en ons kom uit by die feit dat Christus gebore is. Dis wat die woord vir ons leer, en as die mens gaan lees in die geskiedenisboeke, is dit die enkel grootste gebeurtenis wat op hierdie aarde plaasgevind het. Vriende, ons kyk vanmôre terug na 'n oomblik in tyd, waar God mens kom word het, waar ons Skepper in tyd ingekom het, om vir ons dan hierdie wonderlike, genadige redder en saligmaker te wees. Hy het gekom met die doel, om ons uit ons elende te kom red. En ons sal 'n bietjie deur die loop van die boodskap vir u verduidelik, want die meeste mense wat vandag redelik goed versorg is, reken, daar is nie veel ellende wat my getref het, of te veel hartseer wat in my lewe is, of enige gevaar waarvan ek gered moet word nie. Maar die sal baie gou agterkom in hierdie boodskap en in hierdie gebeurtenis, dat Christus juist die een is, wat hierdie toestand van die mens raak gesien het, en wat ook vir ons dan 'n oplossing kom bied het. Ek lees daar in die apostel Paulus se geskrifte, daar in 2 Korintiërs 8 vers 9. Die apostel Paulus skryf daar, hy sê, want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy, alhoewel hy ryk was, terwille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. En ek is nie seker waarom hy nie aangaan nie, maar hier is die waarhede met u my mag glo vanmôre. Ek gaan dit nie vir u bebord, lyk my, het is bietjie 'n tydsvertraging daarso, maar die apostel Paulus skryf hier in 2 Korintiërs 8 vers 9, en hy sê dat Christus terwille van ons sy rykdom een kant geskuif het en arm geword het, sodat ons wat arm is, ryk kan word. En nou gryp die meeste teoloë hierdie groot waarheid in 2 Korintiërs 8 vers 9, en hulle sê vir ons, sien jy, die Here wil hê ons moet fisies ryk wees. Hier gaan dit oor huis en geld en goud en silwer en rand en sent, en dink jy dis die konteks van die gedeelte? Die Bybel is baie duidelik daaroor, dat die Here juis sy ewige heerlikheid vir 'n tyd lank verlaat het, die aanbidding van engele, hierdie wonderlike heerlikheid, wat hy sy tuiste noem het, hy verlaat vir 'n tyd lank, om mens te word, sodat mense gered kan word. Wonderlik as 'n mens hierdie groot waarheid oor Kerstydperk raak sien, en ook so God kan verheerlik. Daar in Johannes 1 vers 14 lees ons, en die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Vers 15 sê, Johannes getuig van hom, en roep en sê, dit was hy van wie ek gesê het, hy wat na my kom, het voor my geword, want hy was eerder as ek, en uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade. Hierdie is eintlik 'n genade gebeurtenis. Dis 'n wonderlike geleentheid wat ons God se genade oor die mens vier, waar ons opnuut terugkyk na die gebeure daar in Bethlehemstal, en ons hart is vanmôre dankbaar, en ons is bly vir die feit en wete, dat God mens kom word het, en na hierdie aarde gekom het. En wil ek vanmôre met u 3 kort gedagtes hanteer. Hierdie gedagtes gaan vanmôre vir u die spesifieke doel deurgee van Christus se koms na hierdie aarde, met die hoop dat u hiervandaan sal beweeg, met die blye wete dat u aan Christus behoort, en dat hy ook u saligmaker is. En dis die eerste gedagte vanmôre, die doel van Christus se koms dan, is om saligmaker te wees. Lukas 2 vers 10, ek lees vir u wat staan daar. Daar staan in die Engels, sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad gebore is, die saligmaker, wat Christus die Here is. As 'n mens hierdie woordjie saligmaker so bietjie gaan ondersoek, en so bietjie kyk na wat dit beteken, is die woordjie saligmaker in Engels 'n deliverer, 'n savior. U sien, Jesus is die redder, hy is die verlosser en heiland, en hierdie woord saligmaker dra die betekenis van een wat red uit gevaar of
van vernietiging en dan veiligheid en vrede bring. En ag vriende, terwyl ek na hierdie woord gekyk het en so 'n bietjie 'n studie van hierdie woord gedoen het en bietjie gepyns het daaroor, toe besef ek dat ten spyte van die kosbare waarhede van hierdie gedagte, is die meeste mense in die westerse wêreld eintlik totaal, ek wil amper sê apaties van die betekenis van hierdie woord, omdat dit met die meeste van ons goed gaan. U sien, ons lewe eintlik in 'n redelike voorspoedige land. Ons almal het vanmôre ontbyt geëet, ek glo so. Ek sal hoor wie het nie geëet terwyl ek preek nie. As die maag begin lawaai, maar die meeste van ons het die voorreg gehad om 'n kerel aan te sit en 'n bietjie koffie te drink. Ons het die voorreg gehad om met 'n kar na hierdie plek van aanbidding te ry. Ons het die voorreg gehad om 'n alarmstelsel te aktiveer toe ons ry, en ons weet, daar is mense wat sal omsien na dit wat vir ons belangrik is, ons eiendom, ons besittings, die goed waarvoor ons so hard werk. Maar die Bybel sê vir ons baie duidelik, vriende, dat ons gevaar is nie noodwendig vir die vyand wat ons kan sien nie. Die gevaar waarin ons verkeer is nie noodwendig die gevaar wat ons aan kan raak en kan vat nie. Die gevaar waarmee ons worstel is hierdie gevaar dat ons sonder God die ewigheid tegemoet sal gaan. Dat ons sal sterwe sonder die Here. En ek wil vir u sê, dis die enkel grootste gevaar wat vandag deel is van die mens se lewe, juis omdat die meeste nie seker is dat hulle aan die Here Jesus Christus behoort nie. Die meeste verkeer onder hierdie wanindruk dat hulle aan God behoort, omdat hulle sê dat hulle Christene is, maar hulle weet nie dat Christus hulle saligmaker en verlosser is nie. Luister vriende, die Bybel leer vir ons baie duidelik dat ons almal is sondaars. Psalm 51 vers 7. Nou as u nie dink dat u in die gevaar is onder die heilige God se oog, wanneer jy hierdie waarheid hoor nie, is daar 'n groot gevaar in jou lewe. Dis die grootste probleem waarvan ons bewus moet word. En dis die boodskap van Kersfees. Dis nie die slegte nuus nie, maar Christus het gekom om sondaars te red, van wie ek en jy, sê Paulus, die vernaamste is. Het jy al besef dat jy 'n sondaar is? As jy dit nie besef nie, kan jy nie vreugde vind in die saligmaker Jesus Christus nie. Hy is juist die een wat gekom het om ons van hierdie gevaar te red, want God se toorn is oor die sondaar se lewe, en Christus neem hierdie toorn van die sondaars weg. As sondaars, vriende, is ons onder die oordeel en toorn van God, solank ons in ons sondige staat verkeer. U kan Johannes 3:36 en Romeine 1 vers 18 gaan lees. Die Bybel sê vir ons dat die loon van die sonde is die ewige oordeel van God, die ewige dood. Openbaring 20 vers 11 tot 15. Jy sien, daarom moes die saligmaker Jesus Christus kom, sodat ons bevry kan word van die komende gevaar. En luister vriende, net hy, en hy alleen kan ons red van die komende oordeel. Jesus self sê in Johannes 14 vers 6, hy sê, ek is die weg, en ek is die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Wat vir my so interessant is van die Kerstydperk, is dat daar liggies oralste is, daar word liedere gespeel, daar word fees gevier, mense sê vir mekaar geseënde of gelukkige Kersfees. En jy sal met my saamstem, as ons Matteus 7 gaan lees, dan weet die meeste nie regtig wat dit beteken en waarvan hulle praat nie. Want die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat die poort is nou, en die pad is smal, wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Vir ons wat by hierdie kosbare genade uitgekom het, waar die Here ons siele uit genade kom red het, ons kan vanmôre terugkyk na die stal in Bethlehem, en ons kan ons verheug in ons saligmaker, want ons weet dat die volle beeld is, dat hierdie kindjie wat gebore is, die prys vir sonde gaan betaal het aan die kruis op Golgotha se heuwel. Hebreërs 2 vers 1 tot 3 sê, daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie. Want as die woord deur engele gespreek onwankelbaar was, en elke oortreding en ongehoorsaamheid regverdige vergelding ontvang het, hoe sal ons ontvlug, as ons so 'n groot saligheid verontagsaam wat? Nadat dit eers deur die Here verkondig is, aan ons bevestig is deur die wat dit gehoor het. U sien, die hart van die Kersboodskap is, dat ons moet ag gee
op die boodskap van die kind in die stal in Bethlehem. En hierdie boodskap is dat God ons in liefde kom aansien het. Sy seun het mens kom word, sodat ons dan ook van die komende gevaar vrygemaak kan word. Die Bybel sê, hoe sal ons ontvlug as ons so groot saligheid verontagsaam? Ek wil nie vanmôre vra, hoeveel keer het u al 'n boodskap oor die Kersgebeure gehoor? Hoeveel maal het u al hierdie waarheid gehoor dat Christus gekom het, hy's gebore, hy het gesterf om redder te wees en tot vanmôre toe verontagsaam u miskien hierdie groot waarheid? Dan wil ek vir u sê, daar sal geen ontvlugting voor God eendag wees nie. Want daar is een oplossing vir my en jou sondeprobleem. Dit is Jesus Christus, die Godmens wat na hierdie aarde gekom het. Daarom roep die Here die sondebelaide om veiligheid, vrede en rus in hom te vind, wanneer die Here in Matteus 11:28 sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. U wat saam met ons hierdie reeksie gevolg het, wat ek die oordenkings uitgesaai het oor sielkunde in die Bybel, sal onthou, dat ek vir u gesê dat die meeste mense een of ander geestelike of, kom ons sê eerder sielkundige probleem het, omdat hulle nie rus vir hulle siele kan vind nie. Die meeste mense vandag op aarde is onrustig. En die onrustigheid, vriende, is direk gekoppel aan die onvrede in hulle harte. Ons elkeen weet dat ons een of ander tyd sal sterwe. Ons weet dat ons voor God rekenskap sal gee. Maar daar is baie ander pogings dat ons aanwend om vrede te kry. Ons wil die sonde nie los nie. Die Bybel sê vir ons, ons het die duisternis liewer as die lig. En daarom sit mense met onvrede en gaan die meeste die dood so tegemoet. Terwyl die vredemaker, die saligmaker, die hemelse vredevors na hierdie aarde neergedaal het, om vir my en vir jou nie eendag rus te gee nie, maar nou al reeds rus in ons siele. Vrede dat ons sonde vergewe is, dat ons aan die Here behoort. Jesaja 1 vers 18, 'n laaste ou versie voor ons by die tweede gedagte kom, sê kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet, maar as julle weier en wederstrewig is, sal julle deur die swaard geëet word, want die mond van die Here het dit gespreek. Miskien kan u daar in u sitplek nou sit en dink, maar hoe Gerard, wil jy nie bietjie goeie nuus gee nie? Jy praat nou van oordeel, en jy praat van straf, en jy praat van die dood, jy praat van ons gaan voor God rekenskap gee. As u so redeneer nou, hoor u nie wat ek sê nie. Ek bring u die beste nuus. Op hierdie 25ste Desember 2025, dat jy hier vandaan kan uitstap, sonder vrees vir die toekoms, sonder vrees vir die dood, sonder vrees vir die oordeel, want die saligmaker het jou sonde vergewe, hy is jou middelaar, en hy is die een wat die voorspraak voor die Vader is. Daarom is Jesus Christus, die saligmaker, wat vir ons gebore is. Maar die tweede gedagte ook, die doel van sy koms is, om vir ons Immanuel te wees. Nou die woord sê baie duidelik, die woordjie Immanuel beteken, God met ons. Nou wie van julle het al God gesien? Niemand. Ons praat nie van mense wat kwansies hierdie reise na die hemel en reise na een of ander plek toe en die Here kom verskyn in hulle sitkamer terwyl hulle besig is om rugby te kyk en sit langs hulle op 'n bank en al hierdie snerp wat ons vandag in die kerke hoor nie. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, die woordjie Immanuel is eenvoudig die gedagte van dat God met ons is. God het by ons kom tabernakel. Hy het neergedaal in tyd en hy het ook die een geword wat homself aan ons kom openbaar het. Nou vriende, as ons kyk na die Ou Testament, dan sien ons God se teenwoordigheid in Eksodus 13 en in die vuur en die wolkkolom. U wat nou 'n bietjie deur die Bybel gelees het, sal onthou dat die Here sy volk besoek het nadat hy hulle uitgelei het uit Egipte land met die vuur en die wolkkolom. In die aand die vuurkolom, in die dag die wolkkolom, God se konstante teenwoordigheid by sy volk. Eksodus 20 by die berg Sinai, hoor die volk God se stem. Hulle sien die heerlikheid van God.
En die Bybel sê vir ons, soveel so dat hulle gevrees het, en vir Moses gesê, praat, jy moet ons, dat God nie verder met ons praat nie. Eksodus 40 lees ons die tabernakel wat opgerig is, en hoe God se teenwoordigheid ook daar gebied is, die wonderlike, kosbare teenwoordigheid van die Here by sy volk. 2 Kronieke 6, die inwyding van die tempel, die heerlikheid van God was so sigbaar, dat hulle nie verder kon aangaan met die offers vir 'n tyd nie. Die Here se teenwoordigheid by sy volk. En nou is dit baie belangrik, dat ons vanmôre hierdie waarheid sal raak sien. In Jesus Christus, het God vir ons sigbaar kom wys, wie hy is. Hy het sy heerlikheid sigbaar aan die mens kom vertoon. Wil u weet waarom die Christendom verskil van aller ander godsdienste? Ons is die enigste godsdienst op aarde, wat baie duidelik verklaar, vanuit die blaaie van die Bybel, wat deur God geïnspireer is, dat God mens kom word het. Ons skepper het mens geword. Ons skep nie 'n God nie. Ons het nie vanmôre 'n beeld hier wat staan en ons kom buig voor hierdie beeld en soen die voet of soen die hand en lê iets aan die voete van hierdie dooie beeld, hierdie mensgemaakte ding neer nie. Die Christendom is uniek in die sin dat die een wat ons geskaap het in tyd gekom om vir ons te kom wys sy heerlikheid en ook dat hy ons redder en verlosser wil wees. Vriende, die Bybel is baie duidelik in Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Ons kan net sowel sê in die begin was Christus by God en die hele gedagte dat Christus in God se teenwoordigheid was en dat Christus van ewigheid af was. Vers 14, en die woord, Christus het vlees geword. As ons praat van woord, praat dit nie van hierdie boek nie. Christus is God se gesproke woord, die een wat gepraat het en alles het tot stand gekom. God het, die Vader het gespreek en deur Christus is dit geskape en die Heilige Gees was werksaam daarin. Gaan lees die kosbare waarhede in die woord. Die Bybel sê in die woord Christus het vlees geword en het onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou. 'n Heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Vers 18, niemand het ooit God gesien nie. Die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. Mense sê dikwels vir my, Gerard, sal dit nie wonderlik gewees het as die Here hier onder ons gewoon het nie. Sou dit nie wonderlik gewees het as ons aan hom kon vat, hom kon hoor praat, hom kon sien met die blote oog, die wonders, die tekens, die preke wat hy gepreek het nie. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, vriende, dat Christus sê, dit is voordelig dat ek weggaan. Want as ek weggaan, sal ek die Gees na julle stuur, en hy sal julle herinner, en julle alles leer wat ek gesê het. Ek wil vir u sê, as u graag Christus wil sien, gaan lees sy woord. Begin by Matteus in hierdie dag, vat Matteus die eerste hoofstuk, en soos jy begin lees, kan jy nie ophou nie. Dis Matteus 1 en Matteus 2, en so begin jy Christus sien, wat afgeskilder is deur die blaaie van die Bybel, God wat mens kom word het. Jy sien die ooreenkomste van die God van die Ou Testament en die God van die Nuwe Testament, en jy begin aanbid en jy sê, ewig, onbegryplik wese, Vader, Seun en Heilige Gees. Christus is nie minder as God nie. Hy het God aan ons kom openbaar, God wat mens kom word het, en daarom is sy naam Immanuel, God met ons. Ek lees vir u wat staan in Johannes 14 vers 8, want u sien, deur die Heilige Gees se werking in ons lewe en die woord weet ons, God is met ons. Johannes 14, Jesus praat van, wie kan gou vir my sê, wat sê die eerste paar versies? Laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo in my, en hy is my Vader, het daar baie wonings, en nou begin hierdie gesprek met die disciples, en Filippus sê vir die Here, Here, toon ons die Vader, en dit is genoeg. Ek wil vir u sê, ek wil hê, u moet in hierdie woorde van Filippus, die verwaandheid van die mense bose hart sien. Filippus sien al die wonders, en al die tekens wat die Here doen. Die storm word stilgemaak, die brode word vermeerder, sonde word vergewe, melaatses word aangeraak, blindes kan weer sien. En Filippus kom hier aan die einde van die Here se bediening, hy sê, Here, al hierdie goed was okay, maar toon ons die Vader.
Ek wil vanmôre vir u sê, dis ons groot probleem. Ons harte, my groot probleem is my bose hart. Ons almal dink te veel van onsself as ons behoort te dink. En nou kom ons by die Kersgebeure en ons buig voor hierdie Christus en ons sê, Here, reinig hierdie hart van my en leer my wat dit beteken dat God mens kom word het, dat God met ons is, dat God by ons is, dat God teenwoordig is wanneer ons saamkom. Filippus, Here, wys vir ons die Vader en dis vir ons genoeg. Jesus sê vir hom, ek is so lank al by julle. Hoor die teleurstelling in Jesus se stem hierso. Kyk hoe Jesus kyk vir Filippus. U moet tog nie die Bybel lees asof dit een of ander storie is wat u en ek geskryf het nie. Hierdie was werklike gebeure waar Christus nou met sy disippels praat. Filippus vra hom 'n vraag. Jesus kyk Filippus in die oë en hy sê vir hom, Filippus, ek is so lank al by julle. Het jy my nie geken nie, Filippus? Wie dink jy wie is ek? Alles wat jy gesien en gehoor het, dink jy dis enige een wat dit kan doen? Hy wat my gesien het die Vader gesien en Filippus, hoe sê jy? Toon ons die Vader. Vers 16, ek sal die Vader bid en hy sal julle ander trooster gee, om by julle te bly tot aan ewigheid, die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Vers 18, ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. U weet dat ons baie betrokke is by die kinderhuise, verskillende kinderhuise. En die meeste kinders in die kinderhuise is sonder 'n pa en sonder 'n ma. Hierdie Desember vakansie sit hulle by 'n huis. Baie van hulle weet nie waar's pa, waar's ma, leef hulle nog. Ons praat van weeskinders. Wat sê die Here vir ons? Ek gaan julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek gaan by julle wees. Deur my Gees gaan ek in julle woon. Deur my woord gaan ek julle herinner aan al die waarhede wat ek dan ook geuiter het. En dis die kosbaarheid van hierdie Kersgebeure, dat hierdie Christus is dan ook Immanuel, God met ons. Die vraag wat baie mense my vra, en ek wil dit vanmôre net baie kortliks hanteer, hoe weet ek God is met my? Dat God in my woon? Ek vra jouself eenvoudig die volgende vraag, is jy weergebore? As jy wil weet of God by jou is, of God in jou woon deur sy Gees, vra jouself die vraag af, is jy weergebore? En die meeste sê, dadelik ja, ek is. En die kans is baie goed, dat baie mense wat sê ja, is nie weergebore nie. En ek gaan vir u vanmôre probeer verduidelik. Jy sien, as ek weergebore is, sê die Bybel, dan woon God se Gees in my, in jou. Hoe kan ek weet dat ek weergebore is? 'n Paar eenvoudige toetse. Dra ek die vrugte wat by die bekering pas? Is daar 'n liefde vir God? Vir die woord van God? Vir die mense van God, die huis van die Here, is daar 'n haat vir sonde? In die jare in my bediening het ek iets agtergekom, dat die meeste mense hemel toe wil gaan, maar hulle stel nie regtig belang om Christus, koning en Here van hulle lewe te maak nie. Ek praat onlangs met 'n predikant, en hy vertel vir my van 'n predikant wat gestudeer het by een van die kweekskole wat ek amper my voortande sou gee om by te gaan studeer. Hierdie man het uit die kweekskool gekom en begin preek oor die waarheid van God se woord en die feit dat God soewerein is in 'n mens se lewe, en hy was ook sterk in die leer van die gereformeerdes, die leer van sola scriptura, sola gratia, sola fide, die solas op hierdie bord hier aan my regterkant. En in sy lewe het sonde en die waarhede in kompetisie teenoor mekaar geraak. En vandag is hy 'n kampvegter daarvoor dat jy kan sê jy's 'n kind van God en kan leef net soos jy wil. Hoe kan die Satan ons net nie mislei nie? As God met my is, as Immanuel, God met ons in my woon, hoe kan ek nog klakkeloos die sonde doen? Hoe kan ek nog die duisternis net so lief het
soos die lig. Iemand lieg vir hulle self en dit is nie die Here nie. Hy sal nie vir ons sê, hy is Immanuel, God met ons, as die duisternis in ons lewens nog seevier nie. Belangrik om te weet, dat as Jesus Heer en Koning van my lewe is, waar ek elke dag poog om sy wil te doen, dan kan ek ook sê, Immanuel, God met ons. As ek struikel en sondig, weet ek, hy is daar om my sonde te vergewe, en ek gaan met berou en belydenis na hom. Vriende, as ek ja kan antwoord, op dit wat ek nou vir u gesê het in 'n neutedop, dan kan ek met groot vrymoedigheid sê, Jesus is ook my Immanuel. Hy is God met my. Baie belangrik dat ons hier die waarheid vanmôre sal sien. Die laaste gedagte, die doel van sy koms, is om herder te wees. Matteus 2 vers 6 sê, en jy Bethlehem, land van Juda, is volstrek nie die geringste onder die vorste van Juda nie. Want uit jou sal 'n leidsman voortkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Nou vriende, die gedagte van herder was nie onbekend onder die Israeliete nie. Nou ons ken nie regtig hoe werk skaap en 'n herder nie, stem jy saam? Al skaap wat ons kry is daar by die slaghuis, vra ons soek 'n paar skaapchoppies, en vanmiddag braai ons hulle. Maar 'n herder en sy skape is baie nou aan mekaar verbind. As jy so 'n bietjie gaan kyk in die geskiedenis, dan sê die Bybel vir ons baie duidelik, dat hierdie herders op die ope veld het na hulle skape omgesien. Luister, hulle het by hulle kudde geslaap. Jakob, hierdie groot skaapherder, sê baie duidelik vir Laban later, hy sê, in die koudste van nag was ek daar, en in die warmste van dag was ek daar, en wanneer 'n roofdier hierdie skape gevang het, en miskien een verskeer het, het ek hierdie skaap vervang. Dit is 'n baie moeilike taak, om na hierdie skape om te sien, want 'n skaap is 'n skaap. Nou vra jy man, wat bedoel jy daarby? Hoe dikwels sê jy vir iemand wat iets stupids doen, jou skaap? Nou, miskien is u te heilig om dit te sê, maar ek sê dit baie keer. Ek sal nog by u uitkom, by u geestelike vlak, so met tyd. Maar wanneer iemand iets stupid doen, dan sê ons vir hy is 'n skaap. Hoe kan jy so iets doen? Dit is stupid om dit te doen. Maar dit is presies wat ons doen. Hoekom sal die Here van al die diere op aarde ons met skape vergelyk en hom as 'n herder? Want hy weet wat 'n stupid goed ons doen. Nadat ons hom leer ken het, is ons dikwels nog iemand wat in 'n rigting beweeg. I will do it my way. Here, moenie bekommerd wees nie. Daai reddingsstorie het u klaar afgehandel, maar moenie worry nie, die res van die pad sal ek kan stap. Ek is goed daarmee, ek weet hoe om dit te doen, en ek sal nie verlore raak nie, moenie oor my bekommerd wees nie. En daai aand, as ek in my kamer en ek hy lang krokodiltrane, en ek sê, herder van my siel, wil u nie hierdie skaap weer terugtrek na u kraal, dat ek onder u versorging en onder u beskerming leef nie. Die Bybel is wonderlik as dit vir ons leer dat ons skape is en die Here is die herder. Wonderlik om te weet dat die Here ons by die naam ken. Hy ken my en jou naam. En ons, as ons sy kudde, deel van sy kudde is, sê die Bybel, luister na sy stem en ons volg hom na. Johannes 10 sê so mooi, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Ek is die goeie herder en ek ken my eie en word deur my eie geken. My skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. En ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. En niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Die al gedink dat daar die kindjie in die Bethlehem stal se krib herder sal wees? Dat hy die een sal wees wat 'n verandering in hierdie wêreld sal bring, soos daar nog nooit tevore gesien is, of ooit gesien sal word nie. Hierdie herder is die een wat gekom het, om te sterf vir sy skape, om vir hulle lewe en lewe in oorvloed te gee. En luister wat sê hy, sal ons herder bly tot in die ewigheid. Hy gaan nie een van sy skape laat verlore gaan nie. Hy sal nie een van sy skape laat verlore gaan nie. As herder lei hy ons deur maklike en moeilike tye, deur sonskyn dae en onweer dae, deur krisisse, en selfs die doodsjordaan. En as ons vanmôre kyk na die Kersgebeure, dan kyk ons na 'n herder
wat omgee vir sy skape. Die meeste is ongeërg oor hierdie ding, oor hierdie saak, oor hierdie gebeurtenis. Die meeste reken is nog 'n vakansiedag en kom ons vier dit, kom ons wees bly. Maar ek hoop vanmôre dat jy sal besef, dat Jesaja 53 vir ons sê, ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. As Christus nie jou herder is nie, sal jy bly verdwaal tot daardie dag, dat jy die ewigheid tegemoet gaan, en daar sal nie 'n herder aan die ander kant wees, wat jou in sy heerlikheid neem nie. Daarom sê Dawid dit so pragtig, en jy moet onthou, Dawid was nie 'n ruggraatlose man met sulke fyn brilletjies en, naels was mooi geskuur met goedjies op, en soos ons vandag die deursnee man sien nie. Dawid was 'n held, hy was 'n man, en hoor wat skryf hy? Hy sê die Here is my herder. Hy's koning in Israel, hy's 'n krygsman, hy's die een wat vir Goliat oorwin het, hy's die een wat die volk gelei het, oorwinning op oorwinning. Hy was so krygsman gewees, dat sy onderdane na hom gekyk het en hom geadmireer het, en hy sê, luister, kyk verby my, na my herder, want die Here, die H-E-R-E, ewige verbondsgod is my herder, daarom sal niks my ontbreek nie. Ek het agtergekom in my jare wat die Here my gespaar het op aarde. As jong polisman het ek gedink 'n man is 'n ou wat 'n dop kan sluk, 'n sigaret kan rook, 'n vuis kan slaan, vuil kan praat, allerhande goed kan doen wat 'n mens dink is cool. En eintlik is dit stupid. Tot die goeie herder by my kom stil staan het en vir my kom leer het dat 'n ware man is 'n man wat buig onder God se gesag, wat erken dat ek niks en nietig is, dat hy die asem van my lewe in die holte van sy hand hou, en dat daar 'n dag sal aanbreek dat ek voor hom, my skepper en herder, moet gaan staan. Daarom sê Dawid, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lente van dae. Dis die boodskap van Kersfees, dat hierdie Christus nie net saligmaker is nie, hy is nie net Immanuel, God met ons nie. Hy is ook die goeie herder, wat vir ons lei na waters waar rus is. As die Here my herder is, weet ek, alles sal ten goeie meewerk, juis omdat hy my lief het, en sy liefde in my hart uitgestort het. Nou vriende, ons is vanmôre klaar. Die tema van vanmôre se boodskap was gewees, Christus is ons saligmaker, Immanuel en herder. Die doel van Christus se koms is om saligmaker te wees, om Immanuel te wees en om herder te wees. En al wat nou oorbly, dat ons vanoggend eerlik voor God sal wees en antwoord. Ken ek hierdie wonderlike Christus as my saligmaker, as my Immanuel en as my herder? As jy hom ken, gebruik hierdie dag om hom te aanbid, te eer en te dank vir wie hy is. Gisterand het ons as gesin die Halleluja bundel gevat en een na die ander Halleluja liedjie gesing. Die wonderlike waarhede wat opgeteken is oor hierdie Messias wat sou kom. Ons hart het teruggegaan na hierdie gebeurtenis. Die woord van die Here het ons herinner aan die feit dat Kersfees gaan oor Christus. Dit gaan nie oor my nie. Hy is die geskenk van Kersfees vir die mensdom. En tog gaan die meeste dit mis. Maar as jy hom vanmôre ken, gebruik hierdie dag om saam met jou geliefdes hom te aanbid, as jy hom nie ken nie. Vandag is die beste dag. Nou is die beste tyd om vrede met hom te sluit. Ek het een lewe, en gou gaan dit verby. Net wat ons vir Christus gedoen het.
sal staande bly. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vanmôre kon kyk na hierdie wonderlike gebeurtenis. Baie dankie dat ons vanmôre kon stil staan by hierdie wonderlike geboorte van Christus. Maar ons sien die doel van sy geboorte. Was nie om die wêreld te begoogel met 'n mooi kindjie wat gebore is en geskenke en allerhande dingetjies rondom die geboorte van Christus wat vandag baie prominensie geniet nie. Ons het die voorreg om God se geopenbaarde woord in ons midde te hê en ons kyk terug en ons sien dat hierdie kindjie gebore is. Hy is gebore om Vader se wil ten uitvoer te bring. Om 'n sondelose lewe te leef, 'n eenmalige volmaakte dood te sterwe, sodat ons in hom vrede, veiligheid en verlossing kan vind. Nou bid en pleit ek, Here, dat ons, wat vanmôre hier is, hulle wat inluister, dat ons seker sal maak dat Christus ons redder, ons verlosser is. Mag ons hierdie dag nie deurgaan en dat hierdie dag verbygaan, sonder dat die grootste geskenk van Kersfees ons deel geword het nie. En Vader, dit bid ons in u wonderlike naam, want dit is net u Gees wat dit in ons kan werk, om so te wil, sowel as om te werk na u welbehae. Amen. Nou vriende, ons gaan 'n lied probeer saam sing, is Bethlehem Ster, so ons hoor as dat klank kom. As dat nie kom nie, dan ou Hentie het 'n mooi stem. Hy kan vir my help en dan sing ons hierdie pragtige lied. Dit gaan oor die Bethlehem Ster wat gelei was om stil te staan tot bo op daar by die stal van Bethlehem, om ook vir ons die Messias se geboorteplek aan te wys. Kom